Dus ons lees vandag vanuit Jeremia 18 vers 1 tot en met vers 6. Soos klei in die pottebakker se hand, die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was, uit die klei, het misluk. En hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Dan lees ons ook 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 10. 'n Skat in kleipotte. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Geliefdes, ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. As ons kyk na die foto op die bord, dan sien ons baie mooi en baie duidelik hierdie hande wat besig is met die klei. Die skuif wat draai, die hande is vuil, maar ook kunstig en kreatief besig om die werk te doen. Voorbereiding, kreatiwiteit, die kunstigheid, hierdie produk wat aan die vorm is. En wanneer ons kyk na Jeremia, dan sien ons dat die profeet kry 'n opdrag om te gaan na die pottebakker se huis. Die Here sê vir hom, daar sal met hom gepraat word. Hy moet eers hierdie pottebakker sien. Hy moet eers sien waarmee die pottebakker besig is. Hy moet eers die pottebakker se hande, sy vingers, die kunstigheid sien. Maar die hande ook vuil is, terwyl dit besig is. Jeremia moet sien hoe hierdie klei gevorm word, en dan belangrik ook, Jeremia moet sien hoe dit misluk. Die eerste keer teen mekaar val, die skeef vorm, die nie reg uitkom nie. En Jeremia moet sien wat die reaksie van die pottebakker is. Nie 'n kwaai reaksie nie. Nie 'n teleurgestelde gooi die klei op die grond nie, maar 'n kunstige, liefdevolle, geduldige van vooraf begin. En in die teksgedeelte is daar 2 beelde wat dan vir ons na vore kom. Die eerste is die beeld van die pottebakker. Hierdie pottebakker is 'n persoon. Hierdie pottebakker gee sy tyd, sy vaardigheid, sy kreatiwiteit, sy kunstigheid, sy geduld. Hierdie pottebakker is besig met hande wat nie chirurgies skoon is nie, maar wat die klei en die water op dit dra. Hierdie klei op die hande, 'n persoonlike, 'n intieme proses. Pottebakker wat nie moed opgee wanneer die klei die eerste keer misvorm nie. Pottebakker wat weer probeer. Die tweede beeld is die beeld van die klei self. Die van u wat al ooit 'n pot in die huis gekry het, 'n pot of 'n kunswerk soos wat hier voor staan, dalk self met die klei gewerk het. Wanneer laas het u dalk met die kinders of die kleinkinders klei gespeel? Daardie klei
wat broos is, wat so vinnig misvorm. Een draai te vinnig, een handvleg te stadig. En 'n mens moet van voor af begin. Hierdie klei wat met gravitasie weer afgetrek word en die heeltyd opgebou moet word. Maar dit moet sag wees, vormbaar. Hierdie klei moet gewillig wees in die hande van die pottebakker. Die klei moet gevorm kan word. En dan vra die Here die vraag, kan ek nie met julle doen soos die pottebakker met die klei gedoen het nie? Watter mooi beeld, watter groot vraag. Hierdie vraag, 'n vraag wat ons vandag nog steeds in ons eie lewe, in ons kerk, ons gemeente se lewe, in ons dorp, ons stad se lewe moet vra. Vraag wat ons kan vra terwyl ons op skool is, terwyl ons studeer, selfs in ons aftrede. Natuurlik kan God. God is die skepper van hemel en aarde. God is die een wat die hemele gevorm het, wat die hemelliggame gevorm het, wat die aarde gevorm het. Dan moet ons liewers vra mag. Maar dit is God wat aan ons lewe gee. Dit is God wat aan ons hierdie vorm soos wat hy ons kunstig gegee het. So mag is ook nie die regte vraag nie. Maar tog het die Here die vraag, dat dink Jeremia nie, dat as Israel hulle self in die hande van die Here plaas, soos die klei in die hande en op die skyf van die pottebakker geplaas word, die Here ook nie vir hulle groot goed sal doen nie. Daarom natuurlik kan God. Mag God, as ons bereidwillig is, natuurlik mag God, sal God beslis. Die Here sal ons vorm en maak, wanneer ons bereidwillig ons lewens in sy hande gee. En hy sal ons mooier maak, as wat ons ooit, as 'n hoopie klei, die grond kon gelê het. Kom ons vra 4 vrae rakende die pottebakker. Wat het hy gedoen? Het hy opgegee? Die eerste keer wat die klei gevrommel het hy opgegee? En die antwoord is nee. Baie duidelik, baie hard, uitdruklik nee. Want as die pottebakker opgee, sal die klei nooit gevorm word nie. Het hy die projek gelos, dit wat hy beplan het hy dit gelos, en weer eens kan ons uitroep, nee. Want daar staan in Jeremia, hy het iets gevorm soos wat hy wou. Het hy gevloek en geskree en geskel en die skyf omgegooi en die klei by die deur uitgegooi? Nee. Ek glo dat enige een wat probeer om klei te vorm, enige een wat probeer om daardie kunswerk na vore te bring, met tye wel mismoedig kan raak, met tye wel dalk opgewonde kan raak, as dit nie uitwerk soos wat dit wil nie. Maar God is getrou en geduldig, liefdevol en genadig, en daarom juis het hierdie pottebakker net weer begin. Nie gevloek nie, nie geskel nie, nie uitgestorm by die deur of die klei by die venster uitgegooi nie, maar werklik weer probeer. Het hy die klei weggegooi? Het hy op 'n punt gekom wat hy gesê, ek weet nie wat is fout met hierdie spesifieke stuk klei nie, maar hierdie klei is onwerkbaar. Nee. Dalk nog 'n bietjie water by die klei gegooi, dit dalk nog 'n bietjie gevou in die hande en geknie. Hy het dit nie weggegooi nie. Want daar het tyd in hierdie klei ingegaan, daar het energie en kunstigheid en kreatiwiteit reeds in hierdie klei ingegaan.
hierdie klei het reeds begin om 'n vorm aan te neem. Die klei moet net in die hande wees van die pottebakker. Wanneer ons die gedeelte lees, dan getuig dit van hoe God is. God is die skepper, en daarom stuur die skepper sy profeet na die pottebakker om te gaan sien, om weer opnuut herbevestiging te kry. God is besig om te skep. God is besig om te vou, te knie en te vorm. God is lankmoedig en geduldig. As ons vir 'n oomblik kyk oor die geskiedenis van Israel, dan sien ons hoe hulle val en vrommel en verkrummel keer op keer op keer, weer en weer en weer. Abraham word geroep. Abraham moet vertrou. Maar Abraham en Sara maak hulle eie planne. Jakob bedrieg vir Esau. Josef word in die put gegooi. Die volk eindig as slawe in Egipte. Moses met hulle uitlyn, keer op keer kom hulle in opstand, murmureer hulle, elke keer hierdie lelike deel wat kop uitsteek. Keer op keer kom God terug en hy vorm weer. Hy maak weer reg. Hy gee weer liefde, tyd, aandag. God weier om op sy projek moed op te gee. God weier om hierdie projek te laat staan en dit by die deur uit te gooi. God probeer weer en weer en weer tot op die punt waar hy self gebore word. Tot op die punt waar dit nie net nog 'n mens is wat kunstig in die moederskoot gewee word nie, maar terwyl daardie mens die gees van God in hom het en die seun van God genoem word, God self wat gebore word. Nie om van ver af te vorm en te help nie, maar om op die skuif, in die middel van die klei teenwoordig te wees en te help, deel te wees, die liefde van God te bewys, selfs aan die kruis. En dit alles is deel van die plan van God. In die teologie word daar gepraat van die raadsplan. Die raadsplan is die plan volgens God se raad, God se groot besluit. Want God het besluit om 'n kunswerk te maak. En maak nie saak hoeveel keer ons as klei nie saamwerk nie. God het genoeg kennis. Hy is alwetend, hy is almagtig. Hy het genoeg liefde. Hy is die een wat liefde in ons inleef en deur ons leef. Dat hy probeer weer en weer en weer. En dan sien ons die woorde van Korintiërs, waar Korintiërs sê daar is ander goed wat besig is om ook vorming in ons te probeer te bewerkstellig. Ons sien dit op die skuif. As die skuif te vinnig draai, dan misvorm die klei projek. As die skuif te stadig draai, die spoed. Daar is gravitasie wat betrokke is. Alle klei word afgetrek deur gravitasiekrag. As die kunstige werking van die pottebakker nie elke sekonde absoluut bewus is nie, dan val alles in mekaar. Korintiërs sê dit. Al word ons vervolg. Korintiërs 'n gemeente wat strawwe vervolging beleef het, en hulle sê, al word ons vervolg, al is daar eksterne kragte wat inwerk, ons is nie God verlaat nie. God is kunstig steeds besig. Al word ons as 'n kleipot neergegooi, neem daardie kleipot en gooi dit neer. Dit breek in 1000 skerp, onherstelbaar. Selfs met gom geplak sal daar stukkies
wegwees, afgebrokkel het, verflenter het. Die merke van die plaksel duidelik sigbaar. Maar ons sal nie vernietig wees nie. Al is ons so broos en word ons siek. Al word ons vervolg, al het ons uitdagings. God is kunstig besig in ons lewens. Al is ons gebroken, God herstel. Daarom kyk ons na wat is God se plan? Wat is God se wil vir ons? Die klei in sy hande. Johannes 6 vers 38 tot 40. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Wat is God se plan vir ons? Lewe. Nie net hierdie lewe nie, maar die ewige lewe. Wat is God se plan vir ons? Dat ons in hierdie lewe gevorm kan word, totdat ons iets binne in ons kan hou. Die Heilige Gees. Want die pottebakker is besig om ons te vorm en om ons te skep, sodat ons inhoud kan inneem, kan koester en bewaar. Die Gees van God, om in verhouding met God te lewe. En daarom sê Jesus dat hy doen nie net sy wil nie, hy doen die wil van die Vader. En dit gaan omtrent lewe. Want God sien klaar die eindproduk. As ons op die bord kyk, dan weet ons nie, hoe gaan hierdie eindproduk lyk nie. Maar die pottebakker weet, in sy geestesoog, in sy beplanning, het hy klaar die beeld van die eindproduk. En al is daar ander indringing, God se eindproduk sal seëvier, sal alles oorkom. En daarom sterf ons saam met Jesus, sodat ons saam met hom ook kan opstaan tot die ewige lewe. Sodat ons werklik soos die klei kan vorm na die wil van God. In 2 Korintiërs 3 vers 18 staan daar, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ons word konstant verander. Ons word konstant vernuut. Ons word konstant gevorm. Elke dag wat ons opstaan, is daar wêreldse invloede wat op ons druk toeplaas, maar daar is God se hand wat ons vorm. Sou 'n mens aan die kant staan van hierdie klei en 'n mens gooi 'n emmer verf daarin, gaan daar die verf vertoon in die kleiwerk. Maar die pottebakker gaan kunstig net voortgaan. Gaan kunstig en kreatief selfs die vlek van die verf kan vervorm en hervorm tot iets beeldskoon. Daarom die vraag, hoe kan ons beter klei wees in die hande van die Here? Hoe kan ons gewillige en werkbare klei in die hande van die Here wees? 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen,
doen dit alles tot eer van God. Terwyl ek op die skuif is, terwyl ek in die hande van die Here is, moet ek laat gaan. Ek moet my eie wil laat gaan. Ek moet oorgee aan God. Ek moet instem in die hande en die vorm van die pottebakker. Ophou beklei, ophou stry. En ek moet dit wat ek doen tot eer van die Here doen. Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank die Vader deur hom. Dit wat ons doen, dit wat ons sê, die gedrag wat ons openbaar, die manier waarop ons lewe, moet God eer. En ons moet dankbaar wees. Vir hierdie klei sou dit baie makliker gewees het om daar op die grond te bly lê. Maar dit sou nie beter wees nie. Daarom is dit beter vir die klei om met dankbaarheid die vorm te neem wat die pottebakker se hande daarop toepas. Kolossense 3 vers 23 tot 24. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Nie eens die klei weet waartoe dit gevorm word nie, maar die pottebakker weet. En die pottebakker sal aanhou vorm totdat die klei die werklike vorm, die finale vorm aangeneem het, wat dit moet aanneem. En daarom lyk elkeen van ons wat vandag hier is anders. Nie een van ons lyk soos 'n ander. Ons is langer, ons is kort, ons het meer hare, ons het minder hare. Ons is jonger, ons is ouer. Ons is elkeen gevorm deur die pottebakker. En ons kan daarom so leef. Want ons sal kry wat hy beloof het, wanneer ons hom vertrou. Wat was die pad vorentoe? Watter aandag moet gegee word aan die pottebakker? Dieselfde vraag kan ons vandag vra. Ons kan die pottebakker vertrou. Ons kan die pottebakker vertrou omrede ons geskiedenis na kan kyk en kan kyk na elkeen wat hom vertrou het. Abraham, gaan offer jou seun. Hoe moes die klei van Abraham nie gebewe het om sy eie seun te gaan offer? Maar hy het vertrou en die Here het hom gevorm en God self het voorsien. Jakob wat sy broer bedrieg het, die eerstgeboorte seun gesteel het, hy word die stamvader van die 12 stamme. Josef wat in die put gegooi word, moes angs beleef het, vrees beleef het. Hoe kan hy, die gunsteling seun van sy pa, opeindig in die put as slaaf verkoop word? Hy word tweede in beheer van Egipte. Lê Farao se drome uit in die vorming, die krag en die mag van God. Nie Josef wat dit gedoen het nie, hy was net die klei in die hande van die pottebakker, wat gevorm het dat daar voorsiening is vir sy volk. Die Egiptenare wat die Israeliete as slawe neem, hoe skeef moes die vorming nie gelyk het van daardie klei nie. En tog vorm God verder deur om vir Moses te stuur. Moses, jy moet my volk gaan uitlei, want hulle sal nie langer slawe wees nie. Farao gaan hulle nie vorm nie. God sal hulle vorm. Hulle neem die land in wat God beloof het. Hulle word 'n sterk volk
Jesus word gebore, die grootste vorming in alle ewigheid. God word gebore. God gee sy lewe en God staan op uit die dood. Nie eens die duiwel, die sondeval of die bose kon so vorm, want God het beter, sterker, nuwer gevorm. En dan gee die Here vir ons 'n leidraad aan hoe hy besig is om ons te vorm. Hy is besig om ons te vorm vir die ewige lewe. Hy is besig om ons te vorm vir sy koninkryk, want hy sal weer kom. En elkeen wat deur hom gevorm is, elkeen wat die inhoud geneem het in verhouding met die Here leef, sal gevorm word na sy wil en dien in sy ewige koninkryk. So wanneer u voor u kyk en sê, ek hou nie van wat besig is om my te vorm nie, ek hou nie van hierdie eksamen wat so druk op my plaas nie, ek hou nie van hierdie omstandighede, ek hou nie van hierdie siekte, ek hou nie van wat gebeur nie, ek hou nie van hoe dit my vorm nie. Gaan sit vir 'n oomblik op die skuif van die pottebak. Haal asem. Word rustig. En kyk hoe die Here in die verlede gevorm het. Selfs te midde van uitdaging. Hoe hy kunstig weer probeer. Elke keer wat die klei geval het, elke keer wat elkeen van hierdie persone geval het. Abraham het geval. Isak het geval. Moses het geval. Die volk van Israel het herhaaldelik geval. Jesus se disippels het geval. God het hulle keer op keer weer bymekaar gemaak en weer opnuut en van voor af begin vorm. En die eindproduk is in sig. So as u voel dat u bietjie misvorm word, gaan plaas u self vandag weer in die hande van die pottebak. As die probleme in die lewe groot lyk, gaan plaas u self weer in die hande van die pottebak. As die uitdagings te groot en te veel lyk, gaan plaas u self in die hande van die pottebak. Want hy het nog nooit teleurgestel. En hy sal ook. Hy het nog nooit moed opgegee. En hy sal. Hy het nog nooit opgehou. En hy sal nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, soveel keer kyk ons na alles om ons wat besig is om ons te vorm. Werk, skool, universiteit, drukprogramme, besige skedules, oorvol dagboeke. Here, ons kan erken dat ons as klei voel bietjie moeg, uitgebruik. Daarom kom ons vandag. En ons vra Here dat U ons sal vorm. Ons vra Here dat U nie moed op sal gee op ons nie, maar dat U weer ook aan ons, in ons en deur ons sal werk. Here, vorm ons net soos wat U wil. Maak ons bruikbaar in die koninkryk, maak ons bruikbaar hier ook om U wil uit te leef, sodat ook ander kan besef dat hulle U nodig het, dat hulle U kunstige hande nodig het, dat hulle U liefdevolle tydsbesteding nodig het. Here, wees saam met ons elkeen. U ken elkeen van ons se harte, U ken elkeen van ons uitdagings. Daarom bid ons en ons vra Here, wees saam met ons. Lei ons en leer ons. Amen.